Goeiemorgen liefdes, lekker om saam met hier in die huis van die Here te wees op hierdie lieflike Sondagmorgen. En ons het gekom met 'n verwagting om die naam van die Here, want het jy verwagting vanmôre in die hart? Jy het kom om ontvang in die hand van die Here. As jy gekom het met 'n verwagting, is die Here gereed om met jou te ontmoet. Amen. Ek glo hy is hier vanoggend in ons midde om jou aan te raak, elkeen van ons vanmôre, want hy het altyd 'n plan en ons wil in sy plan en in sy wil wees. Amen. Nou kom ons gaan staan. Welcome everybody, thank you for tuning in on Facebook. May God bless you. Enjoy this service with us. I trust that you will be blessed by this service this morning, and please share with your family and friends, and I know that this word will be touching your heart and you will be stirred by the presence of Almighty God. Amen. I say, ja, kom ons net so die dienspot maar met dit was die mikrofoon. Staan weer. Hoe jy lê? Ek het die mic maar sy lê voor my. Dis soos dit mos is, né? Prys die naam van die Here. Is te sure voor. Mama, wat was het niet? Prys die naam van die Here. Is jy bly om hier te wees? Amen. Amen. Ek het vir u nuus vanmôre, is die krag en die heerlikheid van God in hierdie plek. Amen. En ons moet om met u te ontmoet vanmôre. So as jy vandag jou hart oopmaak, gaan die Here met jou ontmoet. Jesus is altyd gereed om jou te seën. Amen. Prys die naam van die Here. Vader, ons kom vanmôre na u toe, Here, met dankbare harte vir 'n voorreg, Here, wat ons het om vanmôre in die huis te kan wees, Here. Om die woord te ontvang wat u vir ons voorberei het in die week, Here. Om vandag in ons ore te val, sodat ons versterk kan word vir die week wat voor lê. Vader, vanmôre eer, loof, prys en aanbid ek u vir u goedheid en u guns, Here. Here, kom vanmôre en ontmoet met een en elkeen in hierdie plek, Here. Raak elke hart aan vanmôre, Here, dat die samende krag oorvloedig oor elke beweeg vanmôre. In die naam van Jesus, Vader, ek dank u. Seën alles wat vanmôre gedoen sal word, Here, tot verheerliking van u heilige naam, en ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen, amen. Wat draai so 'n bietjie, skud iemand se hand en jy nog nie geskit en jy sê net welkom in die huis van die Here. Bly op jou plesier vanmôre in die huis van die Here. Jy's op 'n goeie plek en dit is in sy teenwoordigheid. Halleluja. Prys sy groot naam. God is good. And all the time. God is good. Halleluja. Sorry ek het jou gemis. As ek iemand se hand van stap net so 'n bietjie, jy weet, is ons huis hierdie. Ons groet net ons mense. Wil net sê welkom hier vanoggend in die huis van die Here. Ons dink vanoggend aan Suster Lisel. Sy's daar die wat sy Belma. Sy's by Durban en sy hart op komreis. So ons vertrou die Here maar deur te dra te versterk hierdie komreis soort met sy hart. Jy weet, dit is 'n bietjie ver, want ek glo Spreuke 28 vers 1. Jy sê ons nie hardloop as iemand ons nie jaag nie. Halleluja. As ek ons nie al die hardloop, maar ek wil dit gejaag. So kyk as jy jaag, maar ek kan nie benut sien man. Ja, maak my moeg. As 'n ver fighting, maar ons vertrou die Here om deur te dra. En te versterk ook in hierdie dag. Ek weet dis baie, dit vat baie aan die liggaam. So afstand van baie. En ek weet die Here is getrou daarin. Amen. En ons sê ook vir elkeen wat harte baie sterkte kan op die pad en ons vertrou dat die Here met hulle is. Ook 'n veilige reis weer terug. En so hou hulle julle gebede ook natuurlik. En ek dink dit is ook vir die skool, dus Timothy, vir die skool West London toe. En ry ook weer vanaand eers terug, so dit vir ons Timothy en die skoolkinders ook op pad terug, so dit loop 'n veilige reis sal hê. Amen. Nou ja, ons maak die naam van die Here groot. Dis ons hoekom ons hier is en ek is opgewonde in my hart. Ja, ek het dus daar net oortjie gedoen.
jy my gee. Dit is môre in my hart. Jy my liefde, op môre my. Alle plekke van my ziel, laat my kan kom lief. Dit is môre in my hart. Môre in my hart. Jy my liefde, op môre my. Alle plekke van my ziel, laat my kom lief. Dit is môre in my hart. Jesus, neem my laste, en al het ek nie sien, en al het ek nie sien, en al het ek nie sien. Dis môre in my siel. Dit maak nie saak hoe dit om my lyk nie. Jy sien, hy sê in Filippense 4, hy sê die vrede wat elke verstand te bowe gaan. Jou verstand is besig met die worries van die wêreld en die goed wat gebeur. But there's a peace that comes from God, a peace in the midst of the storm, the peace that carries you through when you feel like giving up, but there's something that lifts you up, and that's the presence of Almighty God. I got a peace. Hallelujah. I say also, this joy that I have, the world didn't give it to me. And if the world didn't give it, the world can't take it away. Hallelujah. Hy sê, verlustig jou in my. As ek my verlustig in die Here, gebeur ietsie binne my. Ek weet nie of dit al ervaar het nie. Kind van die Here, ek wil vir jou sê, gaan draai 'n bietjie by die huis. As jy so 'n bietjie te neergedruk voel, as jy so 'n bietjie swaar voel, as jy so 'n bietjie mismoedig voel, gaan kry daar 'n bietjie 'n happy song. Ja. Daar's sommer al die happy song. Ja, Christus is op die happy song. Kry hom. Dan speel jy 'n bietjie hom. En jy gaan sien in jou gemoed gebeur iets. Amen. Is dit Dawid skryf en hy sê, Dawid sê, waarom is jy so te neergedruk in jouself, o my siel? Hy sê, waarom is jy
homself, o my siel, want jou siel is hier. Né? En dan sê hy, ek sal myself verlustig in die Here. Ek sal myself aanmoedig in die Here. Want hy was tevore vir my deur gekom en hy sal dit weer doen. Amen. So kind van die Here, ek en jy kan kies of ons hieronder wil wees. Maar ons kan kies of ons wil happy wees. Make a choice. Amen. Make a choice. Be happy in Jesus. Say what I want you, be happy in Jesus. Be happy in Jesus. Hallelujah. I'm so glad that the Lord saved me. Sien iemand soos ek vanmorgen hier sê? Onthou. Paulus sê vir ons baie mooi. Hy sê onthou. Lig en duisternis het geen gemeenskap met mekaar. So ek en jy moet verstaan, solank ons op hierdie aarde sal ons bietjie gedruk word, ons sal bietjie storms beleef, ons sal moeilike tye deurgaan, maar in dit alles, kom aan, sê wat jy dan so, in dit alles, sê God, jy's meer as 'n oorwinnaar. Halleluja, glory, glory. Ek is baie lief vir familie een, vir Karla en vir die algemeen weet ons. As jy nie weet, ek kan ry saam nie. Ek is lief vir Karla en familie een, kyk om hierdie jaar, ek het altyd gevolg, want so 'n bietjie afgeskaal die laaste tyd, en hierdie jaar besluit ek nou weer om ek moet nie deelneem nie, ek moet net nie meer kyk wat hier aangaan, en nou kyk ek so, en George Russell is Mercedes-drywer. En as jy jong mannetjie, dat sy spanmaat is 18-jarige ouetjie, Kimi Antonelli, Italianer, hy is briljant, hy is uitstekend. En jy kon sien die laaste tyd, ou George Russell, wat 'n baie goeie drywer is, hy is baie goed. Hy kry nie die pole position, wanneer by 'n race kom nie. En dinge wil net nie vir hom uitwerk nie. Maar hy het gesê, by hierdie race, wat is dit, Barcelona, nee? Ek was hier reis op gewees, Barcelona. Hierdie reis gaan daar verandering kom. En gister, toe slaan hy pole position. So hy staan op die eerste plek en wegtrek. Wie wat gebeur? Nou kyk, ek wil jou vertel. Hoe vertel ek dit vir jou? Want jy kon sien, hy het so 'n bietjie swaarder gevoel die laaste tyd. Hy het nie die oorwinning gehad nie. Maar gister, toe hy weer pole kry, toe sê hy, hy het geweet dit gaan draai. En vandag het voel reg weer die ene. Is he made right? Yes, amen. So he made a choice. He made a decision. Yes. So where are you today? Make a choice. Yes. You are victorious in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. As jy so 'n bietjie hierdie Bybel gewerk word van die Bybel, dan maak jy ook 'n Openbaring. Nie ander boeke lees, jy lees Openbaring. Want in Openbaring sien jy wat sy einde is. Amen. En dan hoor jy daar, die skrif sê, en die ruiter op die wit perd, Jesus Christus, het hom gevat, en hy is in die poel van vuur gegooi. Kom ek van die Here. Ons weet wat sy einde is, ken jy die einde van die storie? Ek ken die einde van die storie. Die duiwel dink hy gebed, maar ek het jou nie, God is in my Heer. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Kom on, yes, I am in the power. He comes to tell me fight for God is for you, and he got glory. Dear mensen, halleluja. Ek kan nie baie gepraat, ek het amper gedreef, ons gaan aan. Ons gaan saai vanmorgen die werk van die Here, en ons diakens wat ons help, maar voor en nooit asseblief, dankie. Diakens staan nader, en ons gaan vanmorgen saai, en die werk van die Here is altyd 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. Amen. Hoor wat ek sê, is 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. En dit is so belangrik dat ons besef dat jou saad, hoor mooi, jou saad het potensiaal Totally. vir deurbraak. Amen. Baie. Ek hou van die skrif wat sê dat Isak het in die tyd van droogte het hy gesaai. Amen. Toe die ander mense kyk na die land, en hulle kyk na die weer, en hulle kyk na wat aangaan, toe is dit Isak wat kyk en hy sê, man, my vertroue is nie op hoe die grond lyk nie. My vertroue is nie, daar's nie reën nie.
My vertroue en my vertroue is in die Here. En Isak berei die land voor. Isak maak seker hy saad in die grond. En die woord sê, in die jaar van droogte het hy 'n dubbele oes gehad. Come on. That's the God that I serve. I don't care what anybody else says, but that's the God that I serve. That even in a time of drought, He can bless me with double. Oh, jy sê jy nog veel dit van. Selfs in jou droogte tyd kan jy seën met dubbel. Ons sê nou langs jou, dubbel is myne. Ons sê nou nog iemand, dubbel is myne. You know, hy saad in jou hand. Gee hom DNA. Gee jou saad DNA. Ja, amen. Ek het geleer in my lewe, ek benoem my saad. Jy weet, as ek saai, dan saai ek vir doel. Ek saai vir 'n sekere ding. 'n Boer wat 'n land voorberei, weet wat hy gaan plant. Hy weet of dit mielies gaan wees, hy weet of dit koring is, hy weet of dit lucerne is, hy weet presies wat hy in die grond sit. Amen. So hy weet wat soort oes hy verwag. Ja, amen. Wat sy oes verwag het. Maar ons moet geen sonde om iets te verwag. Maar in die Bybel staan dit. Die Bybel sê as jy saai, sal jy maai. Amen. Hy het gesê die 31, 60, 100 voudig volgens die geloof. Amen. So, as die Here sê dit is so, dan hoekom sê ons nie maar jy moet saai sonder om ek verwag 'n oes. Ja, amen. Ek verwag 'n oes. Want dit is my God, hy leer my so. Amen. So vandag, seën hy saam. Spreek liewe oor jou saam. Amen. Vanoggend wanneer jy saai met blydskap. Amen. Want hy het 'n blymoedige gewer lief. Halleluja. Amen. So Vader, ons seën vanmôre en saam. Ons spreek lewe oor hierdie saad. En ek verklaar vanmôre hierdie is goeie saad wat val in goeie grond. En omdat dit val in goeie grond, Here, sal dit 'n groot oes oplewer. En ek dank U daarvoor. Dankie dat hierdie saad groei en Here 1000-voudige oes voortbring. Ek eer U daarvoor in die naam van Jesus. Bid vir almal saaiers vanmôre in hierdie plek. Elke gewer, daar op Facebook, Here, dat wanneer hulle vanmôre die saad in die grond sit, hulle bewus is dat U vanmôre daardie saad, Here, sal vermenigvuldig. En ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Ek eer U, lof en aanbid kom U toe. En nou sê ek, vyand, haal jou hande van my oes af. En wat Here sê, vyand, haal jou hande van my oes af. Ek claim my oes. In die naam van Jesus. Engele, gaan nou en bring in vervulling elke woord van God wat ek gespreek het. Amen. En kom ons saai vanmôre met blydskap. Vader, dankie vir die voorreg. Ek eer U dat ek kan saai in die werk van U. Dankie Here Jesus. Al begin die Bybel vertel my sien nie. Ja. Ons maak sy naam groot. Halleluja. Halleluja. Mooi. Ek is aanlyn. Is jy aanlyn? Ek is aanlyn, is jy aanlyn? Doe die krag op my weerkant. Doe die krag op my weerkant. Let my vader op die woord verkies. Doe die krag op my weerkant. Doe die krag op my weerkant. Doe die krag op my weerkant. Let my vader
kind van die Here, you carry victory. Hallelujah. Thank
is alive. He is alive. Death could not hold him. The grave couldn't keep him back. Hallelujah. Satan thought he tied him up. But God said, you've got no power. He walked out of the grave, triumphant, rose from the dead. When others thought he's dead, Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. He's alive. Glory. Secretaria dos Lados. Secretaria dos Planetas de mim. My Jesus is alive. Amen. Glory, glory, glory. Ai, eu lindo vanmorgen net vir julle iets sê, nee. Glory. Ja. Ai, my ou moeder, nee, sy was 103 toe sy na die hemelse tuiste toe gaan. 2 dae voor sy aangaan. Sê sy vir my kind, ek wil vanmorgen wil ek vir jou sê. Jy gaan nooit die Here teleurstel nie. Amen. Al het jy nie brood in jou blik nie. Jy gaan nie loop en rond daar koop nie. Ja. As jou kinders van die skool afkom en daar is niks nie. Ja. Jy gaan nie rond daar koop nie. Ja. Jy gaan op die Here vertrou. Amen. Jy gaan op die Here vertrou. Amen. Ek wil hê julle moet vanmorgen mooi luister. Vertrou die Here. Amen. Altijd. Vertrou die Here, man. Ek weet waarvan ek praat. Ja. Vertrou die Here, man. Ek hou. Vertrouw die Here. Vertrouw net die Here. Hy maak het weg. Hy maak die Here weg. Vertrouw net op die Here. Glory, glory, glory. Some trust in chariots. Some trust in horses, some trust in chariots. But I will trust in the Lord. Hallelujah. That's how the Here works. Glory, glory, glory. It's awesome, man. Yes. It is fantastic. I believe it. Die Here is nog steeds goed. Amen. Ons laat toe baie keer dat ons omstandighede bepaal of goed is. God bly goed. Yes. Want jou omstandigheid is 'n geleentheid vir God om sy krag te wys. Amen. Ja. Amen. Ja. It's an opportunity for a miracle. Yes. Hallelujah. Wil jy dit vanmôre? Amen. Wil jy dit vanmôre? Hallelujah. Come on. Gee die Here lof op. Hallelujah. My God is so good. He's so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ek kan nie sit ek in jou liefde die Here jou baie dankie. Dis 'n wonderlike voorreg. Vanmôre apostel, profeet, leraar, evangelis. Vyf ander dinge wat ek stel. Dis hulle nie. Hier lê. Daar is ek voorreg. Dat ek kan ondersit en ek kan heeltyd na my mooi vrou kyk. Dis as ek moet staan, moet ek van almal kyk, ek kan nie net vir haar kyk nie. Nou vandag sit ek onder, ek kan net vir haar kyk, maar dis nie. Die Here is maar awesome. Die Here is awesome. Amen. Prys die Here. Hallelujah. Oh, kan julle voel die teenwoordigheid van die Here? Amen. Pastoor het my gevra om te preek vandag hier. Ek het vir hom gesê ek wil Sy gewon eer. want God het hierdie hele week hierdie boodskap op my hart gelê. En ons besef nie wat ons eintlik deurgaan nie. Ja. En toe ek my opskrif begin noem, staan daar, staan op en skyn. Die vuur van Pinkster moet bly brand. Amen.
Dankie, Here. Prys die Here, ons moet opstaan. En die Here loof en prys in alles. En terwyl ek sit in die kantoor vir hierdie week sê, Here, moet ek nou bid of nie? Ek gooi nie altyd daai dinge in van, ek gaan volunteer in die beteken julle, weet ek moet altyd eers gevra word. Maar as die Here vir jou sê, it's your time, dan moet jy doen, dit wat God wil hê jy moet doen. So, vandag is my preektitel, staan op en skyn, die vuur van Pinkster moet bly brand. Ek wil hê ons moet Jesaja 60 toe gaan, vers 1 en 2. Here, voor ek begin wil ek net sê baie dankie vir die geleentheid wat U my gee vanoggend, Here, om U woord te bring, Here Jesus. Here, dit wat U op my hart gelê het, Here, nie dit wat ek op myself gelê het, maar Here, dit wat U wil hê. Ek moet vir die mense moet meedeel, Here Jesus. Here, dat een en elkeen dit in hulle harte sal vat vandag, Here Jesus. En U gaan terugsit nie, maar sal doen dit wat U wil hê ons moet doen. Ek vra dit alles in U naam se wil. Amen. Ons gaan baie skrifte doen vandag, maar dit gaan nie so lank wees nie. Jesaja 60 vers 1 sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Amen. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Halleluja! Gemeente, Pinkster is die einde van iets nie. Dit is die begin van iets. Ons is mos die happy clappies, so ons moet ervaar van die happy clappies. We are full of joy, full of glory. So moet ons dit wys, ons is full of joy, full of glory. Ons kan nie so staan en net sê ja en amen nie. Nee, julle, ek was vanoggend as ek baie opgewonde toe opgestaan het, ek het net voel of dit hier binne in my net, ek wil net huppel. Want God is getrou. Yes, amen. Baie mense ontvang die vuur van God gedurende Pinkster. Luister mooi. Hulle huil hier op die altaar. Word aangeraak deur die Heilige Gees, maar enkele weke later is die vuur weg. Hoekom? Hoekom is die vuur weg? Want jy beoefen dit nie. Jy laat nie toe dat die vuur deur jou werk nie. Dit is so belangrik dat jy jou liggaam, jou gees moet toelaat, laat God deur jou werk. Yes, amen. Daarin God sê, dis 'n nuwe begin. Nie omdat ek weet wat jou omstandighede is, maar God sê dis 'n nuwe begin. Hy sê hou vas, moenie gaan lê nie, want God het iets groter in store vir jou. Hy het so terug ook al vir jou so woord gegee. En God sê, jy gaan 'n getuie wees vir baie mense om jou. Yes, amen. Jy sal nie net normaal praat nie, maar jy gaan happel en jubel vir God se woord. En jy gaan totaal en al vir mense wys, wat kan God doen? Maak nie saak deur watter storm jy gaan nie, God dra ons altyd deur. Yes, God is altyd getrou. God het nie die Heilige Gees gestuur sodat ons net emosionele ervaring kan hê nie, julle. Nie net kan huil die hele tyd nie. Nee, God gee hierdie borrelinheid hier binne. Julle het vandag al ek voel hierdie borrelinheid. Amen. As ek eers begin, dan wil ek net hoe Rabashakara, Bakaya, en as God eers begin werk, wil ek nie stop nie. So wil hy een en elke van die ander raak. Maar ons moet nie terugsit en sê, wat gebeur met my nie? Jy kan vir 'n houtpot bid. Mense, as die houtpot nie reageer nie, gaan daar mos niks gebeur nie. Maar as jy oopmaak hier binne jou, sal jy sien wat God vir jou kan doen. Yes, amen. Partykeer sal die Here vir jou sê, slaan 'n bomme laat jy sien voor jy sê, Here, nee, waar. Ek
sal verwag. Nie een van ons weet wanneer God kom nie. Maar as ons kyk na die tekens, moet ons weet, die koms van die Here is naby. Jy kan nog gaan voor die koms van die Here is. Nie een van ons weet wanneer ons gaan nie. Wanneer God ons kom haal nie. Dit kan in 'n oogwink wees. Thank you, Is Jesus. jy reg? Is jy reg om na die reg? Halleluja. Halleluja. Yes. Want dit is wat belangrik is. Ja, amen. Jy kan gaan, maar gaan jy na die hemel of gaan jy na die hel toe? Waar staan jou voete vandag? Ja, Een dankie, in die hemel en een in die hel? Of staan jy in die hemel? Wil jy nog in die wêreld leef of wil jy voluit vir Jesus leef? Dis wat belangrik is. Die grootste gevaar van Pinkster is geestelike slaap. Ja. Die disippels het nie by Pinkster gestop nie. Nee. Baie mense dink Handelinge 2 was die hoogtepunt. Nee. Handelinge 2 was die beginpunt. Ja, amen. Kom ons gaan Handelinge 1 vers 8 doen. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Jesus sê nie, julle sal krag ontvang om lekker kerk te hou nie. Hy sê, julle sal krag ontvang om getuies te wees. Amen. Die doel van Pinkster was evangelisasie. Dis reg. Doen julle evangelisasie? Ja. Daar waar julle werk, dat julle, dis nie nodig om in die kerk evangelisasie te doen. Weet julle waar moet 'n mens dit eintlik doen? Daar buitekant. By Amen. jou werkplek, by die mense wat om jou loop. Soos pastoor sê altyd, as ons spar toe gaan, kyk jy daai manne ken ons al, as ons kom en hulle sien vir pastoor en sê hulle, goeiemôre die kragstasie. Amen. Want wat wys ons? Ons wys God se heerlikheid Amen. deur ons. Ons praat oor Jesus, ons is nie bang om oor Jesus te praat nie. En dis wat een en elkeen van ons moet doen. Ons moet oor Jesus praat. Yes, amen. Want Jesus is die begin en Jesus is die einde. Amen. Die doel van die vuur was die oes. Petrus, die man wat opgestaan het voor Pinkster. Petrus ontken Jesus 3 keer. Na Pinkster, hy staan voor duisende. Hy preek sonder vrees. Yes. Yes. Amen. Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Amen. Pastoor het net Woensdag hieroor gepraat, toe hy begin Woensdag begin preek oor hierdie en hy het al verlede Sondag op gedink, Here, hy neem my woord vat, want ek moet, hierdie is my woord, Here Jesus. 3000 mense, hoekom? Omdat die Heilige Gees op hom was. Yes, amen. So julle moet toelaat dat die Heilige Gees oor julle gaan. Moenie bang wees wat God in jou lewe kan doen nie. Moenie bang wees wat God vir jou kan sê nie. Baie van die jong klomp is bang as dit nie op hierdie voorg staan. Ja, hulle is bang. Ek gooi hulle in 'n verkeerde aksie, ek begin woord vir hulle bring. Maar weet julle wat? Hang af wat jy met jou wil maak. Ek kan vir jou woord gee, maar hang af wat jy met jou woord maak. Ja, amen. Gaan jy vat en hardloop met jou woord? Of gaan jy stil sit en wag tot God iets gaan doen? Want ek wil net vir jou sê, as jy stil sit, gaan niks gebeur. Ja. Dit moet van jou kant ook al wees. Yes, amen. Heilige Gees. Halleluja. Wat is die profetiese waarheid hieruit? Die vuur van God word nie gegee vir vertoon nie. Die vuur word gegee vir siele. As Pinkster nie tot evangelisasie lei nie, het ons die doel gemis. Amen. Amen. Ons moet waaksaam wees in die laaste dae.
24:42. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Wat het ek sopas vir julle gesê? Nie een van ons weet wanneer God kom nie. Ons moet waaksaam wees. Jesus waarsku hier herhaaldelik. Waak. Moenie slaap nie. Ja. Nie afkoel nie, want baie keer na Pinkster koel ons af. Dis goed. Ons moet warm bly permanent. Nie ons moet ook nie gemaklik raak nie. Ons moet waak. Amen. Kyk na die 5 dwaases vermaagde, Matteus 25. Die gedeelte waarna ek verwys is Matteus 25 vers 1 tot 13, maar ek gaan eers begin met Matteus 25 vers 13. Waak dan, omdat julle die dag ken nie. Ja, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mense kom nie. Julle, dis net die begin. En in die begin, sit daar vir Matteus 25 vers 1 op. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Julle, die belangrike punt van gelykenis is dat almal gewag het vir die bruidegom. Maar net die verstandiges wat voorberei, toe het hy gekom. Net die wat voorbereid was. Al 10 het lampe gehad, al 10 het gewag, al 10 het aan die slaap geraak, maar 5 het nie olie gehad nie, want hulle was nie voorbereid. Ja, dis so. Is jy voorbereid? Hoe vol is jou oliekan? Dis. Hoe vol is jou oliekan? Die bruidegom kom, was hulle onvoorbereid. Toe die bruidegom kom, was hulle onvoorbereid geweest. Is jy onvoorbereid of is jy voorbereid? Ja. Want dis wat belangrik is. Een en elkeen van ons moet voorbereid wees. Wat is die les? Jy kan kerk toe gaan. Jy kan 'n lidmaat wees. Dis waar. Jy kan selfs bedien. Ja. Maar as jou olie nie vol is nie, Ja. kan daar niks gebeur nie. Ons as kinders van God moet sorg dat ons oliekanne vol is. Ons moet sorg dat die Heilige Gees deur ons werk. Yes, ons amen. moet sorg dat ons totaal en al 'n oop kanaal vir God Ja. is. Want dit is wat belangrik is, om saam met God die pad te stap. En nie alleen nie. Yes. Moenie dat jou oliekan leegloop nie. Moenie dat jou oliekan leegloop nie. Noag het gewaak en mense gewaarsku. Hy is in Genesis, lees ons van die toestand van die wêreld voor die sonvloed. Genesis 6 vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd weer net sleg was. Dan gaan ons op na Genesis 6 vers 11 toe. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Noag se opdrag kom in Genesis 6 vers 13. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir julle 'n ark van goferhout met afdelings. Moet
moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestry. Waar staan dat Noag gespreek het? Dit staan nie direk in Genesis nie, maar in die Nuwe Testament. In 2 Petrus 2 vers 5. En die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Hier leer ons dat Noag nie net die ark gebou het nie, maar ook die mense gewaarsku het. Dis 'n kragtige preekverbinding hierdie. In Genesis 6 sê, die wêreld was vol sonde. 2 Petrus 2 vers 5 sê, Noag het die mense gewaarsku. En Matteus 25 vers 13 sê, Jesus sê ons moet waak. Amen. Dan kan jy sê, Noag, soos Noag gewaak het, terwyl die wêreld geslaap het, so moet die kerk vandag waak, terwyl die wêreld geestelik slaap. Julle, die kerk van ons mense, as ek op iemand se tone trap, sê maar net Anna. Ons moet ophou om te sê ons is moeg om kerk toe te gaan. Ons moet ophou sê ons is moeg om iets vir die Here te doen. Mense, ons moet sê, Here, ek is beskikbaar, enige tyd, enige oomblik van die dag, want Here, U gee my die nuwe krag. Soos die verstandige maagde olie gehad het, toe die bruidegom gekom het, so moet ons vol van die Heilige Gees bly na Pinkster. Bly ons na Pinkster vol van die Heilige Gees. Party van ons gaan sit en sê, nee, ons het nou net genoeg gehad. Maar hoe meer ons wil hê, hoe meer wil ek hê, julle. Hoe meer wil ek hê, hoe meer honderde raak ek, hoe meer vol raak ek, om meer van God binne in my te hê. Want dan kan ek sien wat God deur my vir ander mense kan doen. Yes, amen. Die vier van Pinkster was nie bedoel vir 10 dae of 10 weke nie, maar totdat Jesus Christus terugkom. Amen. Dis wat ons moet besef. Die Heilige Gees is altyd beskikbaar, maar as jy is beskikbaar kind van God. Glory. Ons wil net agteroor sit en ons wil ontvang. Maar daar is so baie siele daar buite, wat nog nie eers gehoor het van Jesus nie. Hulle het die woord Jesus gehoor, maar hulle weet nie wat Jesus kan doen nie. Amen, dit is so. Die hierdie is vorm 'n baie profetiese lyn. Noag, die 10 maagde, die kerk van vandag en die wederkoms van Christus. Amen. Die wêreld was korrup, vol geweld, vol sonde. Klink dit bekend? Yes, amen. Jesus sê die laaste dae sal wees soos die dae van Noag. Noag se taak. Hy het nie net 'n ark gebou nie, hy het gepreek. Yes. Wanneer staan julle op en begin preek? Ja. Dis nie nodig om 'n pastoor te wees om voor op hierdie voorg te staan en te preek nie. Een en elkeen van julle het olie binne in julle. Amen. Om die Heilige Gees uit te bring. Yes. En die woord uit te bring na een en elkeen. Om mense en siele te red. Hy het gepreek, hy het gewaarsku, hy het mense geroep. Yes. Maar hulle wou nie luister nie. In 2 Petrus 2 vers 5, ons het dit nou nog gelees. Daar waar hy sê, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van die geregtigheid met 7 ander bewaar het. Noag was 'n prediker van geregtigheid. Yes. Hy het nie generasie gewaarsku nie. Ons kan nie stil bly nie, mense. Ons moet begin praat. Ons moet God se woord begin spreek. Ons kinders moet gewaarsku word. Ons kinders is baie keer koud.
Partykeer wil hulle nie hoor nie. Dis nie koud van koud nie, maar geestelik koud. Ja. Ons families moet gewaarsku word. Ja. Ons dorpe moet gewaarsku word. Dis so. Jesus kom. Jesus kom! Ons moet een en elkeen waarsku, want God kom een van die dae. Yes, amen. Is jy gereed? Yes. Jona het die hele stad tot bekering gebring. Ja. God stuur Jona na Ninive. Hy hardloop weg, maar God gee hom 'n tweede kans. Jona 3 vers 4 en 5. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Ja. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep. Ja. En groot en klein het hulle met rou gewaad bekleed. Ja. Een man, een boodskap, een stad, Amen. massa bekering. Amen. Halleluja. Wanneer doen ons dit? Wanneer doen ons dit vir die Here? Yes, come on. Daar in jou werksplek. Wanneer begin jy die evangelie daar uitbrei? Maak nie saam wie saam met jou werk nie. Sodra jy die saad saai, sal jy sien wat jy gaan maai. Die krag van gehoorsaamheid. Jy weet nooit hoeveel mense gered kan word deur jou gehoorsaamheid nie. Dis waar? Hoe meer jy gehoorsaam is, hoe meer gaan jy sien hoe God deur jou gaan werk. Dis waar? God is our protector. Hy gee een uitnodiging, een getuienis, een gebed kan 'n hele familie verander. Net dit kan 'n hele familie verander. Ek weet nie hoekom het ek dit op my nie, maar Colette, my skoonsister Colette van die Hoorn. Weet jy, sy kyk nie, maar God sê vir my, moenie bekommerd wees nie. Maak nie saak dit wat jy deurgaan nie. God is met jou. God sal jou optel. Al sit jy partykeer een kant en vra. God sê, ek is met jou. Ek is getrou. En die deurbraak vir jou is daar. Jy is besig om jouself op te lig, sê God. En God sê, ek gaan jou nog meer oplig as ooit van tevore. Halleluja. Jesus. Johannes die Doper het die weg voorberei. Johannes het nie gewildheid gesoek nie. Hy het bekering gepreek. Matteus 3 vers 2. Gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Amen. Amen. Come on. Vandag wil die wêreld net hoor, God is liefde. God verstaan alles. Maar Johannes het gespreek. Yes. Bekeer julle. Amen. Want dis wat belangrik is, bekeer julle. Die kerk moet weer die boodskap van bekering verkondig. Ja. Ons as die kerk moet opstaan en die bekering verkondig, want dan gaan jy sien wat God in jou en een en elkeen se lewe gaan doen. Paulus het nooit opgehou wen van siele nie. Klipgooi gevangenes en skipbreuke vervolging, maar hy het aangehou. Paulus se bediening was nie 'n pad van gemak nie. Dis so. Amen. Hy het nie Christus gevolg omdat dit hom gewild gemaak het, of omdat mense hom altyd sou aanvaar nie. Ja. Hy het Christus gevolg omdat hy 'n ontmoeting met Jesus Yes, gehad glory. het en 'n roeping ontvang het.
Het jy al ervaar wat is jou roeping in jou lewe? Yes, come on. Wat is jou roeping in jou lewe? Is jy maar net 'n instrument, net om te staan en net te sê Jesus is goed? Nee. God het een en elkeen van ons verskillende roepings gegee en verskillende maniere om met mense te deel. En dis wat belangrik is. Romeine 1 vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Amen. Wow. Paulus verstaan iets. As die evangelie mense gered het, moet dit verkondig word. Die grootste tragedie van kerk is nie vervolging nie, nie armoede nie, nie moeilike tye nie, maar wanneer die kerk ophou om siele te wen. Ja, dis so. Hierdie onderwerp raak die hart van God. Want die hele Bybel wys vir ons dat God se grootste begeerte is om mense terug te bring na hom toe. Amen. Die kerk is nie net 'n plek waar gelowiges by mekaar kom nie, om versterk te word nie. Die kerk is God se instrument om die wêreld met die evangelie te bereik. Amen. Ons as kerk moet die mense buite met die evangelie bereik. 'n Kerk kan baie dinge oorleef. Vervolging, gebrek aan geld, moeilike tye, teenstand, maar 'n kerk sukkel om te oorleef wanneer die vuur vir mense doodgaan. Amen. Yes. Dis so. Die Heilige Gees moet altyd brand binne in ons. As dit nie brand binne in ons nie, gaan ons doodgaan. Ja. En dit is wat belangrik is. As God jou wil gebruik deur 'n danser hier voor te wees en deur dinge te wys, deur dit, dis goed. Dis om mense tot bekering te bring. Maar God het jou ook 'n mond gegee. Yes. Om die evangelie te kan verkondig. Come on. Die vroeë kerk, julle, luister mooi, die vroeë kerk het die wêreld geskit. Handelinge 17 vers 6. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu. Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. Amen. Hulle het nie groot geboue gehad nie. Dis die vroeë jare, julle. Geen tegnologie nie. Dink net bietjie mooi, geen tegnologie nie. Geen social media nie, hulle het nie fone of kameras of enigiets gehad nie. Maar hulle het die Heilige Gees gehad. Amen. Yes. Ons moet terugkom na daai plek toe dat ons die Heilige Gees deur ons kan werk. Amen. En stop met dit van elke keer die tegnologie en alles. Maar ons moet sorg dat ons die Heilige Gees kan bring. Deur mense kan bring en vir mense te kan wys wat God deur een en elkeen van ons kan doen. Amen. Ja. Die vraag aan ons gemeente is, kan mense in Port Elizabeth, Oos-Kaap, die hele Suid-Afrika, sien dat ons met Jesus was? Kan hulle die vuur sien? Kan hulle die vuur binne in hulle sien? Amen. Ja. Kan hulle die liefde sien? Yes. En kan hulle die krag sien? Yes. Dis so. Halleluja. God soek wagters op die muur. Esegiel. Yes. 33 vers 7. En jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Yes. 'n Wagter kyk uit. Ja. 'n Wagter waarsku. 'n Wagter slaap nie. Die kerk moet weer wagters word. Ons as kinders van God moet weer wagters word. Wagters vir ons kinders, ons huwelike, ons dorp, ons land, ons verlore wêreld.
Dis so. Jesus kom terug. Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Yes. Kathy. Jy sal dink ek sê dit nou hier en daar, maar hoekom nie? Terwyl ek nou die skrif lees, sê die Here die hele tyd Kathy promotion. I don't know what is the promotion, but God said there's a big promotion in your life. There's a big promotion just in your finances also. God will give you more than what you ever want. Glory. Not just in finances, but in your life. Jy is die prediker in jou werk. God gaan jou meer gebruik daar waar jy is. Jy wil terugdraai, maar God draai jou terug. God sê, it's not time yet to turn, but it's look straight forward, because there's something in you that wants to be explored. And He wants to give you more and more. Finances is one of them, but you're going to lives. So in lives. Die Here wys vir my, jy gaan hoeveel siele gaan jy bereik. Deur woorde wat jy gaan spreek. God sê, moenie bang wees om te praat nie. Want party dae is jy te bang om te praat. Jy is te bang om iets te gee wat op jou hart lê. Maar God sê, ek is met jou. Soos jy die woord sal afgee, so sal ek saam met jou wees. En ek sal jou lei in die rigting wat jy moet gaan. Moenie bekommerd wees. Yes. I give you a big promise, more than ever before. Amen. Amen. Come on. Amen. Die vraag is, Holy Spirit. Sarabashien. Rebebebendo robosien. Yes. Oh, thank you, Jesus. Nie net omdat jy die pastoor van gemeente is. God said, there's so big anointing on your life. Promotions is coming. Traveling is coming. Amen. God said, I heard your prayers. And what you pray for, it's a long time now. But I will give it to you because you are a good servant of God. Amen. God sê, ek gaan jou meer gee as ooit van tevore. Jy gaan jou oë oopmaak en verbaas staan vir dit wat ek vir jou gaan doen. Amen. Holy Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I receive, Lord, I receive. Die Here is hier so vandag, Here. Amen. Ek wil eintlik vir een en elkeen Amen. woord Yes. gee. Teresa, die Here sê, moenie terugstaan nie. Moenie terugdraai nie. Ek is jou God. Ek is jou Papa Vader. Jou bekommernisse sien ek elke oomblik. God sê, maar ek tel jou vandag opnuut. En daar wat jy werk, gaan jy sien hoe God jou meer en meer gaan
in dit wat jy doen. Hy sê nie jy moet mismoedig raak nie. Hy sê maar ek gaan jou optel en jou op nuwe hoogte sit. Want ek is jou God en ek is jou Vader. Amen. Die Here roep sy kerk. Word wakker. Yes. Staan op. Praat weer. Bid weer. Getuig weer. Evangeliseer weer. En werk terwyl jy dit dag in die dag is. Ek het 'n profetiese woord wat ek vir die kerk gaan lees, wat ek gistermiddag gekry het, terwyl ek besig was. Ek het julle nie deur Pinkster gebring om terug te gaan na geestelike gemak nie. Ek het julle deur Pinkster gebring om julle toe te rus vir die oes. Kyk, die lande is wit om te oes. Ek wek in hierdie tyd manne en vroue op wat nie skaam sal wees vir die evangelie nie. Ek blaas nuwe vuur op ou kole. Ek herstel gebedsaltare wat verval het. Ek roep wagters terug na die muur. Ek roep evangeliste uit die gewone lidmate uit. Julle sal sien hoe families gered word, hoe verlore kinders terugkeer, hoe gebede van jare beantwoord word. Maar bly wakker, bly gevul met die Gees en hou aan, werk totdat ek kom. Amen. Amen. Oh, Rabashanda, Rabakayandu. Oh God, you are so good today, Lord Jesus. I'm yours, Lord Jesus. Ek gee vandag 'n uitnodiging. Wie het koud geraak? Wie wil 'n nuwe aanraking hê? Ek gaan nie soos pastoors ons verkoop die polis in. Maar die wat graag nuwe aanraking wil hê. As jy 'n aanraking wil hê, sal jy uit die banke uithardloop en jy sal staan dat jy voor staan en 'n nuwe aanraking van God kry. Ek gee jou hierdie geleentheid vanoggend. Die wat 'n nuwe aanraking van God wil hê, kom uit jou banke uit. Kom. Wees 'n servant vir God. Wees iets niets vir die Here. Want God wil jou gebruik. Oh, halleluja. Rabashanda, Rabakayanda, Rabasindo, Rabakayanda. Oh, ek gaan dit nie uittrek nie. Maar gaan vir jou sê, jy kan uitwas vanoggend as jy nie voor is en jou aanraking gemis het. God is the promise. God, you are helper. Rabashanda, Rabakayanda, Rabasindo, Rabakayanda. Die mensen wat wil werk van God. Die mensen wat wil uitkomen en nieuwe aanraking wil hê van God. Ontstaan nie voor. Niet 2 keer dink nie. Niet 3 keer dink nie. Staan nie op. As jy weer die vuur binne in jou wil hê vandag. Oh, Rabashanda, Rabakayanda, Rabasindo, Rabakayanda, Rabasindo. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So die vuur van die Here weer binne ons hê, Jesus. Ons sal die Here weer binne ons hê, Here. Want U is ons God en ons Vader. Oh, Rabashanda, Rabakayanda, Rabasindo. As jy vanoggend voel, Here, ek het opnieuw aanraking van U nodig, Here. Here, ek staan voor U vanoggend, Here Jesus. Holy Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you, Jesus. Rabashanda, Rabakayanda, Rabasindo, Rabakayanda. Thank you, Lord Jesus. Lord, touch your people. Touch your people.
dis nou net die begin. God sê dis nou net die begin. Ek maak jou tot los vandag. En dan word jy Yes. No, Hallelujah. Glory. If you need Jesus in your life today, you haven't received Him as yet. Then this is your moment. This is your moment. Je nog niet Jesus aangegeven is, zalig maken niet. Zit je punt met vanmorgen, die je geleerdheid geven, om Jezus aan te nemen. Om Jezus aan te nemen, zalig maken. Je vanochtend daar besluit moet nemen om meer van je leven te maken. Nee, dat meer is. Zo graag samen met u. Daar op Facebook, vanmorgen, kom ons bid samen. Zeg dit Heer Jezus. Ik kom naar u toe. En ik herken, ik is zonde. Ik vraag u, vergeef mij. Al mijn zonde. Was mij. Met die kostbare bloed. Schrijf mijn naam in die boek van uw leven. Ik geloof met mijn hart. En beleid met mijn mond. Dat Jezus, U is die Heer. En God het U uit die dode opgewekt. En die woord sê, as ek my hart glo en met my mond bely, dan sal ek gered wees. Ek glo dit. Ek het dit bely. En daarom vra ek U nou, wees Heer van my lewe. Van hierdie oomblik af. Ek gee my oor, leef in my en leef deur my tot U. Amen. Amen. God bless you.
Halleluja. Dankie pastoor Lindy vir daai kragtige gesalte woord. Ek glo jy is geseën vanmôre. Amen. Prys die Here, halleluja. Halleluja. My gemoed is vol vanoggend. Want weet jy hoekom? Vir 'n hele geruime tyd al praat ek met die Here om die mens, ons kinders van die Here so 'n bietjie te vat en hulle te skik en hulle wakker te maak. Want baie mense is kinders van die Here. En baie mense dien die Here. Duisende, miljoene mense dien die Here. Maar baie min van hulle is wakker. Baie min van hulle is lampe brand. Baie min en ek bid en ek sê Here, een of ander manier moet ons 'n boodskap uit die mens uitkry wat ons so 'n bietjie gaan wakker skik. En in hierdie week het ek weer met die Here gepraat oor daai woord. Halleluja. En met jou volgende in jou gebruik. Amen. Presies wat ek vir die Here gevra het. Het jy gebruik? En die Here gaan jou weer gebruik. Wees net gehoorsaam en broer, suster. Moenie as oukei Christen die Here dien nie. 'n Oukei Christen beteken vir God niks nie. Absoluut niks. Maar as jy 'n kind van God is, vol van die vuur, van die Heilige Gees en van krag, dan is jy 'n instrument in God se hand, wat besien, 'n brandhout uit die vuur uit kan raak. Yes. God het 'n plan met hierdie gemeente. Amen. En dit is tyd dat ons as kinders van die Here wakker word en luister na wat God vir ons sê. Dis waar. Amen. Prys die Here. Amen. Halleluja. En dit is tyd om te doen. Amen. Ons hoor, dit is soveel boodskappe wat net gaan die Here ons gee. Dit van die Here, jy moet die vlam dra. Jy moet op dit vat uit. Amen. Amen. Nou sê maar langs jou, ek en jy. Moet die vlam uitvat buite. Dis ons werk. Dis wat God ons geroep het. Amen. So let's carry the boldness. Nou die pastoor het nie selfde woord en jy weet ek kan sien hoe ontwikkel sy. Ek sien al hoe meer groei. Ek sien al hoe meer boldness wat na vore kom. Amen. En dit maak my net trots om te kan sê dis my vrou daai. Yes, amen. Man, die Here geweet wat hy doen toe hy langs my sit. Glory. En wie sou weet hoeveel jaar gelede 1994 toe die Here vir my weer eens net bevestig en sê dis tyd om Bybelskool toe te gaan. En my vrou sê ek weet nie, ek sal eers goed bid en ons gebid en die Here sê gee vir haar woord en daai dag kom die Here en hy antwoord met 'n woord waardige roeping waarmee ek julle geroep het. Nie net vir my geroep nie, maar hy het haar geroep en so baie later vandag is sy hier en die boldness, die vrymoedigheid wat sy weer spreek nou kan jy sien en ek glo dit gaan nog baie meer ontwikkel en groei en die woord wat die Here vir haar gegee het. So dat nie die woord wat die Here vir jou gegee het van vervulling kom. Amen. En is besig om vervulling. Maar jy is met hier Engels praat. Jy sal met hier Engels spreek. Jy is nations woord. Nations al. Die nasies verstaan nie Afrikaans. Maar Engels wel. We need to get with it. En die Here vertrou en jou kragtig gebruik. Hy woord al lang al gegee en dit kom in vervulling. Staan. Season is come. Amen. Wow, dis so lekker, ek is trots op haar man. Prys die Here. Voordat jy aan afkondiging doen vanmôre, het so vinnig elkeen herinner aan Dinsdag is 'n natuurlike jeugdag en baie keer sien ons dit ons net as 'n vakansiedag. Weet jy, jeugdag kom een keer 'n jaar. En ek wil nooi, gemeente, kom ons gaan ondersteun ons jeug hierdie Dinsdag 8 uur begin hulle reeds
En waar is dit nou weer? Saleer, hè? Saleer. Dit is by Saleer skool en sportgrond. Saleer sportveld. En dit gaan 'n lekker dag wees, maar met die jong mense, die eerste game begin al 8:30. So moenie laat wees nie, ons kom dit aan die gang, ons weet, laaste enkele wagleers en ons wil aan die gang kom so vroeg as moontlik en kom en wees deel daarvan. Kom ons maak dit 'n groot sukses. Bring die jong mense, kom ons in die dag, die tyd is min. Amen. Die jeug moet asseblief net gou na die tyd na Shavon toe gaan. Suster Shavon Becker. Baie van die Shavon, hulle weet nie wie jy is daar so. Jy jou papiertjie kry, hoor. Jy papiertjie gaan daar met die definitief vorm. Vryharingsvormpie asseblief. Baie dankie daarvoor. Right. Nou, afkondigings. Ons gereed. Verjaarsdag. Dis tyd. En vandag verjaar Liz Dixon. Ons sê vir Liz baie geluk vandag vir die Jaarsdag. Sy is daar by haar kinders. Sy is daar. Ons sê gaan vir julle reg tot die einde van die jaar. Sy is vir die hele jaar weg, man. Sy moet daar gaan help en ons sê vir Liz baie geluk op die Jaarsdag. Die 18de Junie is dit Marushka Sander wat verjaar en ook Dwayne Duisel en natuurlik die 19de Junie is dit dan Melissa Jong wat verjaar. Is hier iemand wat verjaar wat ons dalk gemis het? Lyk dan nie so nie. Okay, so baie geluk en elke wat verjaar, mag die Here jou ryklik seën en sommer nog baie jare spaar. Maar goed het en guns jou volg elke dag van jou lewe, mag dit die beste jaar van jou lewe wees tot nou toe. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To Jesus be true. God bless you and keep you the whole year through. Hey, look at me up there. Hey, dan. Ach nee. Vroeger jare was allemaal so hoekie vir een samen. Of al was penpelle en soort mense ontmoet. En ek weet nie, ons sal moet begin weer, ek het my hoekies begin hier so. Mense kan maats kry en trou. Halleluja. So nou wat aan jy so lang. Ja. Glory. Here is amen. Wanneer was dit? Ek weet nie. Hy demonstreer iets wat verstaan nie van die taal. Volgende Sondag natuurlijk, moet je vergeet nie, om 9 uur is die Sondagskool is op ons oggenddienst en dan natuurlijk 5 uur vanavond. Niet mis die vanavond 5 uur is het ons aanddienst en volgende Sondag niet by 4 dienst nie. Dis Vadersdag en ons geef jou af om die tyd saam met jou familie te spandeer. Sondag, volgende Sondag aan. Geniet het in hierdie kuiertjie op die herf man en spandeer tyd. Jy weet, tyd is min, en tyd gaan gou verby, want weer die tyd wat ou kan. Amen. So moenie mis vanaand nie, Amen. Ek wil gaan geseën wees met vanaand se boodskap en wat die Here kom doen in ons midde. En dan moenie ons broodjie projek vergeet nie, baie dankie wat almal wat bydra vir ons broodjie projek en ons sonderskool te help, ons hoogs waardeer, so dankbaar vir wat jy dit doen op daardie. Onthou, die woord sê, wat jy doen aan die geringste, doen jy aan my. Ons onthou, dit wat ons vir hulle doen ons eintlik aan die Here, né? So kom ons hou aan doen en ons maak 'n verskil. Amen. Dan maandag aand, gebedseksie, 7 uur hier by die kerk. Kom koop die tyd dat jy werk die Dinsdag het. Ja. Dis gesien dit, hè? Kom bid saam met my. Môre as die Here se wildag is 7 tot 8 hier by die kerk. It's powerful. Don't miss it. Man, vra die mense wat ons aanbid. Yes. Die atmosfeer is goed. Vra Anita, wat sê Anita? As dit Anita, vra net 'n bietjie van haar.
Man die atmosfeer is alive. Vir die ouens wat kom, wat gereeld is aan agterkom. Hier is krag teenwoordig. Wow. Ja, Tyd amen. wat ons spandeer in gebed. Ons bid nie net soos Paulus sê, jy staan soos een wat in die wind staan nie en ons staan raak. Yes, amen. Ons bid in lyn en jy kan ervaar wat die Here besig is om te doen. It's just amazing. Don't miss tomorrow night, 7 o'clock, hier actions. En is net 'n uur. Jy kan verseker wees, ag jy kan jy maar gaan. As ons gaan. Op bid saam met ons, God bless you. Dinsdag is hy toe, gesluit. Dan is 'n vakansiedag. Ons span geniet. Jy kry nie baie van daai tye nie. Gebruik hom, kan jy rus, maar maak gereed Woensdag aan 7:00 is ons hier by die kerk. Yes, Dan amen. bid ons saam. Moenie net sekere tye uitkoop nie. Koop elke keer die tyd. Yes, Die amen. Here is teenwoordig. Amen. Nou, voornemende lidmate, dieselfde broer by jy ken die Jopie by so daar as jy hy moes nie daar hou nie. Daar's by, vra my broer by. Hierdie bad gaan een van die dae gedoop word. Hoeveel kandidaate is al in? As baie. As al baie. Ons aan die bad daar. Een van die dae, mag ek vir die winter om lekker in te skop. Ja, dat mag ek vir die winter om lekker in te skop. Wat kan ons nie baie? Yes. Hoekom? Die gras is koud, jy moet weet jy was gedoop. Jy dink jy was lekker badwater hier. Ja, ek kan sal weet, jy was in die graf gewees, hoor. Ja, die Here doen groot wonders en ons kyk uit te waar die oomblik. As jy lidmaat wil word, as jy gedoop wil word, jy's nog nie gedoop nie, vra my by. Hy doen ook ons klas 101, klas 201, klas 301 is gereed amper en klas 401 is amper gereed en die sertifikate word voorberei. Ons gaan binnekort vir die ouens wat klas 101 en klas 201 gedoen het, hulle sertifikate gee en dan luister hy van klas 303, 301 hardloop, skakel in, jy leer. Waar van klas 301 Romein? Gaan oor bediening. Maar dit was so nie gepraat vanoggend oor jou bediening, jou roeping. Okay, so as jy wil weet, kry jy by klas 301. Amen. Chosen Prophetic Dance Ministry is 'n vakansiedag waar jy gaan oefen. Jy moet seker oefen. Okay, ons sal luister na die groep Suster Lisel. Ek weet sy hardloop, hulle ry is maandag terug. Hulle hardloop, as nou besig om te hardloop. Jy weet, sy mag nou 'n bietjie nog wees, dis nie maar luister maar op die groep, jou, hy sê sy is vol energie, sy hardloop, jou, sy hardloop. So sal haar vra net om die groep te praat. So hou die groep dop asseblief hoor en dan jy weet en dan Nazarene Stoepel 6:30 donderdag aan hier by die kerk, moenie vergeet nie. Amen. Vrydag is dit jeug hier by die kerk en bring die jong mense op. Jong mense, hulle het vanoggend gehoor die pastoor hulle nie praat. Jonges, wat is julle werk? Sien dit te wen. Sien dit te wen. Dis jou job. Nie net vir die ou mense nie. Nie net vir die groot mense nie. Dis vir elkeen jong en oud. En eendag kan die Here nie jou vra, hoekom moet jy dit en dat en daai goeders doen nie? En hy vra, wat het jy gedoen met dit wat ek jou gegee het? Dat jy verantwoordelik doen vir dit. Nou, en ons gesien het. Daar's 'n ou lied wat ons groot mee geraak het. Die jonges ken ons seker nie meer nie. Ons kom David en dan sing en hulle ook kan leer. Hy sê, moet ek gaan met diamante? Moet ek so by Here kom? Ek gaan met wat jy saamvat. Jy kan nie geld saamvat nie. Jy kan nie mooi klere saamvat nie. Jy naak ingekom, jy gaan naak hier uit. Jy moet sê, al trek hy ook aan. Daai klere gaan nie saam met jou heel doen. Amen. So besef dan. Kyk mense dat hulle begrawe in hulle kar. Hy kan bly net daar, hy gaan nêrens. Die enigste ding wat jy saam met jou kan vat, hemel, is daai siele. Wat jy Amen. Dis die enigste ding. Dis die enigste ding wat jy saam met jou vat en kan sê, wow, ek het nie geweet nie was so baie van julle nie. Amen. Kom aan, net van die Here wat saam wat moeite werd is. Die Joyous groep oefen elke tweede Saterdag. Is dit nou Saterdag nie om? Die komende Saterdag nou oefen die Joyous groep.
tussen 1 en 2 hier by die kerk en skakel in. Daar Suster Emily, baie geloof van Suster Emily. Ek kan nou weet al net praat met Suster Emily. As hy, het ons nog iets sien. Klerekas, hy is reg. Ek kan self met Suster Davidine was. Ek sit so laag aan, ek kan nou nie mooi sien daar nie. Suster Davidine en Suster Tanya net. Baie dankie vir julle hulp oor dag. Selfs is en die Here seën ook vir julle harde werk daar. Nie ons missiepos vergeet nie, kom ons saai, kom ons werk saam en vertrou die Here en miskien vra die Here met jou. Jy ken dalk iemand, jy wil die Here sê jy wil daai ook hey, en vir jou biskop. Ja. Kom nie. Jy kan dit doen. Ja, jy sal dit doen. Wat is dat diens? Baie belangrike diens. Papas, julle moet hierso wees. Mamas, sorg dat jy papa saambring. Kinders, werk papa se saak hierdie week en moet kerk toe kom. Bring jou papa kerk toe. Dis Vadersdag, spesiale diens, ons jeugleidiens. Ons sien uit daarna. Sien julle uit na die diens? Yes, amen. Amen. En ek glo, dit gaan sommer 'n lekker geseënde diens wees, né? Want ons jeug is mos aan die brand vir die Here. Ja, amen. Is ons jeug aan die brand? Amen. Amen. Kom aan, daar's hy. Kom nie mis nie, spesiaal. Hulle is besig om gereed te maak en dan die 28ste Junie. Ons kan saam praat, dan weer saam sing nie ouens. 28ste. Ons kan saam sing nie saam praat. Hallo. Okay, 28ste Junie is ons sonnaskool se muntlegging. Bring die note saam, bring die munte saam, jy daai blik al lekker vol gemaak. Okay. Hulle wil graag in die bank gaan staan met daai hele bottel vol, dat hulle kan tel. Bring hulle saam. Kom ons ondersteun ons sonnaskool ook baie dankie daarvoor. En dan ons nog iets. Dis pos. Baie dankie. Ek sien nie al 'n paar voetjies ingekom. Maar dis bietjie leeg, né? Kom ons maak op vol. Maak op vol. Jy sê jy klop weer. Kom aan. Ons gaan binnekort vir jou sê, die datum gee, en dan gaan ons weer iemand bless, want die woord sê beter om te gee, as om te ontvang. Amen. Hoekom is dit beter om te gee as om te ontvang? Jy sal gevra? Eenvoudig. Van die saak. As jy gee, maak jy ruimte. As jy gee, maak jy ruimte. Amen. Halleluja. Dankie, hy het weer mooi mense sê vir julle. Dankie dat julle hier was en hierdie week gaan vertel iemand dat Jesus is hier. Amen. Voor ons aan afsluit, ons dink spesiaal aan Suster Doreen, Okker, kinders. Ons dink aan hulle, Suster Claudine het na hemelse tuiste verhuis. Haar liggaam is al sy gesterf, maar sy lewe. Sy lewe. Al dink ons hier vandag, jy weet ons is hartseer, want ons sal nie sien nie. Vandag weet ons, Paulus skryf so mooi in Tessalonisense, en ek hou vas aan daai skrif, vir my hart ook altyd. Hy sê, moenie treur soos die wat nie hoop het nie. Ja. Ons treur nie soos mense wat treur, omdat ons dit nooit meer gaan sien nie. Ons weet sy is vir Jesus, sy het haar saak reggemaak en sy ken die Here, ons weet dit, ons kon sien, as ons met haar gedeel het, as ons daar was, met haar praat, haar hartbrand vir die Here. So ek het baie vrede in my hart rondom waar sy is. So wat moet ons doen? Ons moet nou, soos Paulus sê, stry die goeie stryd. Ja. Hoekom? Want ons wil ook daar wees. As jy iemand wil sien wat die Here gedien het, dien die Here met blydskap dat jy ook daar kan wees. Amen. En daar gaan ons 'n groot reunie hê saam met die Here. Maar wat 'n dag gaan dit nie wees. Ek dink maar vir daai dag hoor. Ons dink aan julle as 'n familie. Die roudiens gaan wees Vrydag 10:00, né? 10:00 hier so by die kerk. 10:00 die oggend, Vrydagoggend hier by die kerk en jy is welkom om hier te wees. Amen. En dan bid ook spesiaal vir Suster Doreen hulle vir Jakes, Claudine se man, die familie. Ons bid vir besonders vir die Here sal dra in hierdie moeilike tyd en ons weet dit is nooit maklik. Iemand wat jy lief het aan die dood af te staan, is nooit
maklik nie, maar die Here bly getrou. Amen. Ek kan dit sekerheid vir jou sê vandag, die Here bly getrou. Amen. En dan Suster Rhoda. Wat het nog vorentoe kom? Ons staan hier en ons saam jou bid. Suster Rhoda gaan ook nou weer vir wat? 6 maande. Hoe lank gaan sy weer? 6 maande. Nee, dit is op te lang. Sy gaan vir 6 maande. Ek gaan die Here se woord daar verkondig. As hy Sy gaan vir kontak daarso en sy gaan ons watch op Facebook. En kyk, maar of course, maar jy gaan wys op dan, hè? So, onthou dit en ons gaan bid saam met Suster Rhoda. Sy gaan met jou dogter, né? Ondersteun, haar kleinkind is gebore, bietjie daar saam tyd spandeer en so hou haar ook in gebed, veilige reis en beskerming vir hulle as 'n gesin daarso. So kom ons met dit. Seker jou hande, jy sal as ek dit reg asseblief. En Suster Rhoda daar op Facebook het sy 'n questionnaire, wat doen jy dit? 'n survey. Dit is 'n survey daarop gesit. Gaan jy help haar deur dit in te vul? Okay. Nou is dit 20 net te vat, maar vul hom in. Help haar, asseblief, baie dankie vir almal se hulp daarmee. Vader, ons bid spesiaal vir Suster Rhoda vandag, soos sy van middag aan en Here, ons vra dat jy sal beskerm, bring haar weer veilig terug, Here. Here, ons vra dat sy die tyd daar saam met haar kinders sal geniet en Here, dit ook daar sal gebruik as 'n vurige vlam van U en Here, die woord van U na mond sal vloei en sy sal ander gaan bedien en sê so spreek die Here. Ons dank U daarvoor, mag die salwende krag van U op haar rus en Here, dat jy behou, dat jy hou, Here, gees, siel en liggaam tot by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dis ons hartklop vandag, ons vra dit met sal wees tot eer van U groot naam en die lof en die aanbidding kom U toe. Waardig is U die Here om geprys te word. Amen. Jy kan dit sien met die mic vir jou. Mense, ek kan vir julle sê, dit maak altyd vir julle so familie. 6 maande se lankie, maar dan gaan jy een van sê, daar is nie 'n kerk soos die volle evangelie soos ons kwam aan nie. Daar is nie so. Amen. My dogter het my die begin van die jaar ons gevra, "Mami, what if you need to move up?" Die joke, my first words to her, "What about my family?" She said, "Your family can come and visit us. I'm not talking about my family, my sisters and that, and my cousins. I'm talking about my church family because they are my real family." So ek sal terugkom en aan die Here se wil kom dan daar wanneer ek hier is. Dis is die Here wat dit bly. Amen. Amen. Ons met op dit saam met Suster Dorine. Vader, ons bring so hierdie familie voor U vandag. Dat daar waar hulle verlies gehad het. Here, ons tree nie soos hulle wat nie hoop het nie. Here, die wêreld tree want hulle het nie hoop nie. Maar ons het hoop want ons wat in Christus is, het dra die woord van 'n opstanding. En ons weet daai dag kom dat ons saam in U teenwoordigheid sal wees. Wat 'n groot geleentheid gaan dit wees nie. Wat 'n groot verwagting om mekaar in die teenwoordigheid van die Here te kan sien. Vader, maar ons weet nou deel ons nog met die seer in ons harte. En ek vra dat U nou sal kom en ook die balsem van Gilead in hulle harte sal wen en vir hulle sal genees, Here. Here, hierdie jong seuns, hierdie jong manne, dat U by hulle sal wees en sal dra, sal versterk en dat hulle sal weet, dit is nie die Here wat tot hier kom haal en kom wegvat net nie. Dit is die vyand wat ons steel het. En Here, ons altyd sal weet dat die woord sê, the thief come only to steal, kill and destroy. Maar U het gekom met ons lewe en lewe. Yes, amen. Ek dank U vir U woord is waar en ons staan op U woord. Hou hulle in die holte van die hand, genees hulle, dra en versterk hulle, maar Here, gebruik ook dan hierdie geleentheid om iemand na U toe te trek. Ons dank U daarvoor nou in Jesus naam alleen. En die gemeente sê, Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan. Kyk gaan so gou. Die oogte is ons terug hierson. Die Here is goed. So Lily het 'n lekker gepreek, nou kan sy kom afsluit die gebed en die seëningsgebed. Preek alles elke Sondag. Jy moet jou
oefening bly vir die tye wat ek ons sou reis. Ons sluit ons oor. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid vanoggend dat ons so by mekaar kan gekom het, Here, om U naam te verheerlik, Here. Here, dat ons so sal uitgaan as disippels, Here Jesus, en U naam sal verheerlik, Here. Here, sodat ons sal uitgaan ook om mense nader te trek aan U, Here. Here, ons as predikers, Here, ons hoef nie predikers self te wees, maar Here, ons as mens sal mense nooi om meer vertel van Jesus, Here. Here, want U is ons koning, ons Papa Vader, en sonder U kan ons niks doen nie. U is ons alles, Here Jesus. Here, so bid ek dat U saam met een en elkeen gaan laat U hulle behoefte bewaar en beskerm hulle voertuie waarheen hulle gaan op, Here Jesus. Alles in U naam se wil. Amen. Draai na een langsje. Die Here sal jou seën. En jou broer. Die Here sal sy aangesien. En jou genade. Die Here sal sy aangesien. Oor jou vrede. En aan jou vrede. Amen. Ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal totdat hy kom. Amen. Amen.